Goeiemôre. Vandag is Woensdag die 9de April. En ons is besig om te praat dat ons moet oppas om nie mislei te word nie. Ek wil hiermee afsluit vanoggend. Matteus 7 vers 16 wat sê die volgende: Aan hulle vrugte sal jy hulle ken. Pluk 'n mens dan druiwe van doringstruike of vye van dussels? In hierdie tyd waarin ek en jy vandag lewe en rondom ons in ons dorp is daar soveel predikers. En as jy net op die internet kyk, is daar mense met duisende followers en wat groot name het. Maar hier is die waarskuwing vir my en vir jou vanaf die Vader. Ons ore hoor stemme en hulle klink mooi. En wat hulle sê, klink baie oortuigend en godsdienstig. Maar agter daardie woorde is daar soms 'n ander gees aan die werk. Nie elke stem is van die gees van God nie. Nou as ek nou met die Vader 'n conversation sou gehad het oor die vers, dan sou dit nou so gegaan het, of voor hierdie stelling, dan sou dit nou so gegaan het. Hoe sal ek dan weet? Want alles wat hulle sê klink so godsdienstig. Hulle sê selfs, ek is wedergebore, ek is 'n kind van God. Ek is seker die Vader sou vir my gesê het, Matteus 7 vers 16, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Nie aan hulle woorde nie, nie aan hulle buitekant nie, want sjoe, baie van hulle trek baie snazzy aan, maar aan hulle vrugte. Met ander woorde, ons moet toets hoe hulle lewe met die hart en die woord van God. Hoe toets ek dan of iemand se lewe ooreenstem met die hart en woord van God? Want as ek dit nou reg verstaan, dan leer die Gees my nou dat nie almal wat mooi praat regtig Jesus dien nie. Jesus self het ons gesê in Matteus 7 vers 21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader. Ek wil jou aanmoedig om te luister na die Gees wanneer hy hierdie vir jou in jou hart sê. Om jou te help onderskei, toets dit so. Eerstens met die fokus op die prediker. Is daar in hoe hulle lewe vrede, liefde, selfbeheersing, nederigheid en reinheid, volgens Galasiërs 5 vers 22 tot 23, of is daar trots, selfsug, verdeeldheid, geldgierigheid en beheer? Ek praat nie van volmaak wees vanoggend nie, ek praat van die vrug van die Gees in hoe hulle lewe. Is die vrug van die Gees teenwoordig daar? Wat die prediker sê en doen, is dit in lyn met wat Jesus ons geleer het. Want as iemand iets anders leer en nie bly by die gesonde woorde van ons Here Jesus nie, is hy verwaand en weet hy niks. So sê die woord vir my in 1 Timoteus 6 vers 3. In die prediker se lewe en prediking, wil hy jou laat fokus op hom en sy bediening, of op Jesus en sy bediening? Kort die prediker jou daar by sy kerk, of kort Jesus jou daar? Dit is 'n vraag wat jy jouself moet afvra. Tweedens, om jou te help om te onderskei, toets dit so, met die fokus op jouself. Voel jy enige ongemak in jou? Moenie daardie innerlike stem ignoreer nie. Die Heilige Gees is tog mos in jou. 1 Johannes 2 vers 27 sê hy, die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle. Bid daarom en vra vir die onderskeiding en wysheid, volgens Jakobus 1 vers 5. Ek wil hierdie gevolgtrekking vir jou gee vanoggend. Om te weet of iemand Jesus regtig verkondig, vra verhouding. Sonder hierdie verbintenis
kan jy nie sien of hulle dade ooreenstem met hulle woorde nie. Dis hoekom betrokkenheid by 'n plaaslike gemeente al is wat werk. Dit is wat Jesus verkondig het. Dit is so belangrik vir my en jou. Ek sê natuurlik nie hiermee, jy kan nie luister na wat hulle sê nie, want die Here kan met 'n kromstokke reguit hou slaan, sê ek altyd. Lees Genesis 25 vers 20. Hy sê self ook in 1 Tessalonisense 5 vers 21, beproef alle dinge, maar behou die goeie. Here, help ons, dat ons eie harte ons nie verlei nie, dat trots en selfsug nie ons verhoed om U te ken nie. Help ons om die waarheid van gemeente te besef en laat niemand toe om ons te verlei nie. Amen.